Hallo almal en welkom by nog 'n online aanddiens saam by Dr. Deo Ferry Glen. So ons eindig vanaand ons reeks wat gaan oor wakker. En mag ons altyd wakker wees vir hom en vir wat hy vir ons beteken, vir wat hy vir ons doen elke oomblik. Ons gaan begin deur te aanbid. Wanneer ons hom aanbid, is dit omdat ons bewus raak van wie hy is in ons lewens. Kom ons vat vanaand hierdie oomblik saam om saam hom te aanbid vir wie hy is en vir wat hy vir ons kom doen het. Your grace is alive.
history. The faithfulness has walked beside me. The winter storms may wait for spring. In every season, from where I'm standing, I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. Help me remember when I'm weak. Fear may come, but fear will leave. You lead my heart to victory. You are my strength, and you always will be. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. I see the cross, the empty grave, the evidence is endless. All my sin rolled away because of you, oh Jesus. I see the cross, the empty grave, the evidence is endless. All my sin rolled away because of you, oh Jesus. Oh, I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. Why should I fear? The evidence is here. Why should I fear? Oh, the evidence is here. Vader, dankie dat jy elke oomblik in ons is en dat ons elke oomblik rede het om U te aanbid. Here, dankie dat ons rede het om U naam te verheerlik deur elke seisoen waardeur ons gaan. Here, ek bid vir elke persoon wat luister vanaand en wat U aanbid in 'n plek waar hulle dalk nie so duidelik kan sien. Here, ek bid, Here, mag hulle U goedheid en guns beleef op 'n kragtige manier vanaand. Vader, mag hulle beleef hoe U naby is, hoe U nooit hulle sal verlaat nie, Here. En dat hulle elke oomblik in U handpalm is. Want U regeer oor ons lewens. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons het elke oomblik 'n bewys van God se goedheid en sy guns oor ons lewens. En een jong man wat by ons kom kuier het aan die einde van laas jaar, het kom getuig en regtig vir ons kom sê wat die Here kom doen het in sy lewe.
Hy het aan die einde van laas jaar gekom en hy het sy werk verloor, hy het sy kar verloor, hy het eintlik sy toekomsplanne verloor in daardie oomblik. En hy moes weer by sy ma gaan intrek het. En hy het later kom getuig hoe die Here binne 'n week nie net vir hom 'n kar en 'n werk om gegee het nie, maar hy het gaan werk by 'n plek, by 'n persoon wat regtig waar koninkryk verstaan. En ons wil die Here groot maak en sy naam vereer vir die feit dat hy deurbraak bring vir waar ook al ons is. Nou ons, soos julle weet, is besig met ons wakker reeks. En wanneer ons bewus raak van sy goedheid, begin ons geloof uitstrek en ons bewys dan dat ons hom vertrou as die bron van alles wie ons is. So as jy gereed is om te gee as 'n bewys van jou geloof in hom, kan jy dit doen op 2 maniere, deur Zapper of per EFT. Nou as jy ook in hierdie stadium deur 'n moeilike tyd gaan en jy wil met ons gesels, ons wil graag jou kan ondersteun. As jy dalk positief getoets is, jy of jou familie aan die COVID-virus, wil ons jou kan ondersteun. So ons wil graag vra dat julle met ons sal praat per e-pos by fg@doxadeo.org. Nou soos ek gesê het, ons maak klaar met ons wakker reeks en Henning sluit hierdie reeks vir ons af. So kom ons wees wakker vir wat die Here wil kom sê vanaand deur hom. Kom ons luister saam. Nila gesê het, sluit ons wakker reeks af vanaand en ek is so opgewonde om saam met jou te kan kuier. Nou in die laaste 4 weke het ons stil gestaan by sekere goed wat jou help om wakker te raak vir God se realiteit in jou lewe. Ons het gesels om wakker te raak vir sy droom oor jou lewe, om wakker te raak vir die woord wat hy oor jou gesê het en dat daai woord deel is van jou lewe en ook die feit dat sy teenwoordigheid in jou lewe vrug dra. Vanaand gaan ons bietjie saam kuier om geloof wakker te wees. So ek wil spesifiek stil staan by hierdie 3 vrae en ek het so beleef hoe die Here met my praat oor dit en ek glo waar ook al jy sit vanaand, jy gaan beleef hoe die Heilige Gees met jou praat rondom hierdie 3 vrae. Wat beteken dit om in geloof te lewe? Wat doen ons in moeilike tye waar ons geloof aangeval word? En dan ook, wat doen jy as jy voel jy het misluk? Of jy voel dalk jy het nie in geloof gestaan nie? Wat doen jy dan? Nou voor ek in hierdie konsepte vanaand saam met jou inval, het ek eers aan hierdie storie gedink. So 'n paar jaar terug, nie te lankie, was ek in die Komine. En in die Komine het ek 'n roomie gehad en hierdie roomie van my raakie eenaand wakker. En ek word toe wakker want hy skree toe vir die hoek van die kamer. Hy skree, "Hey, ek sien jou! Jou meisond, ek sien jou!" En so raak ek wakker en nou is hy besig om hier in die hoek van die kamer hierdie goed te skree. Nou, miskien net gou om die storie te pos. Was jy al ooit bang vir iets in die donker? Het jy al ooit gedink ons iets en dan as jy 'n lig aansit of 'n flits skyn, dan sien jy maar daar's eintlik niks. Nou dis presies wat met my roomie daai aand gebeur het. Op 'n stadium nou wonder ek, jy weet, moet ek nou hom wakker maak want ek weet, jy weet, miskien is dit een van daai drome wat jy nie veronderstel is om die persoon wakker te maak nie. Dis beter dat hulle net aanhou droom, nê? En so sien hy op 'n stadium dat ek regop sit en ek kyk vir hom. En soos hy agterkom, ek kyk vir hom en laat daar eintlik niks is nie, draai net om en hy slaap verder. Ek het hom vir die res van die jaar herinner aan hierdie aand en ek het hom so herinner daaraan dat hy gereeld die storie weer moes hoor. Nou vanaand as ons praat van geloof, vir baie van ons is dit miskien vir jou soos my roomie was daai aand. Jy voel dalk jy's onseker en miskien sien jy die lewe as hierdie kamer.
En jy sit op die bed, maar daar's klomp goed wat gebeur om jou en jy's nie so seker oor daai goed nie. Van daai goed is verskriklik belangrik. Dit is soos jou werk of jou toekoms, jou gesondheid, jou finansies, jou familie. En jy sit op die bed en jy word geïntimideer deur daai goed. Jy dalk 'n wanpersepsie oor presies wat daai goed is. Ek beleef so sterk dat die Here vanaand jou 'n ander perspektief wil kom gee. Hy wil jou 'n ander perspektief kom gee oor jou lewe, maar ook oor hierdie dinge wat belangrik vir jou is. En ek beleef so dat hy net die lig kom aansit vanaand. En mag jy dit so beleef daar waar jy sit, hoe die Here inkom en dinge wat jy gesien het half, ek sien nie uit na hierdie goed vir hierdie jaar nie, of ek is onseker oor hierdie jaar, kom hy en hy kom sit die lig aan. Dit is wat geloof is. Geloof beteken, dis hierdie vermoë om God se perspektief te kan sien. En dit is my gebed vir jou vanaand, dat jy dit sal beleef. Geloofswakker gee ons hierdie vermoë om in moeilike tye, onsekere tye, konstant te kan bly en laat ons dinge kan hanteer wat ons voorheen nie sou kon hanteer nie. Dit is so belangrik om in geloofswakker te lewe. Nou as 'n mens praat van geloof, dan is daar seker een gedeelte in die Bybel wat die belangrikste skrif oor geloof is. En ek weet jy weet dit, nê, Hebreërs 11. Nou Hebreërs 11 gee vir ons hierdie konteks van mense en dan heeltyd sê dit, wag, in die geloof of deur die geloof, dan sien jy die storie van hierdie persoon. En so begin dit in Hebreërs 11 vers 1. En dit sê die volgende: Now faith is the assurance, the title deed, the confirmation of things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by physical senses. Hoe incredible is dit? Dit verduidelik die storie van geloof. En hierdie hele hoofstuk begin waar die skrywer kom en sê, maar luister, kom ek wys jou gou wat is geloof. Kom ek gee vir jou 'n definisie. En ek wil hê jy moet hierdie woorde sien wat hy gebruik. As hy praat van geloof, dan sê hy dis 'n assurance. Hy sê dit is 'n confirmation. Dis 'n divinely guaranteed. Dis evidence. Dis fact. Die woorde wat hy hier gebruik is nie net daar om jou te laat wonder nie. Dis asof hy kom en hy sê, maar as jy in geloof lewe, is jy seker, jy het 'n standpunt wat jy inneem. Jy hoef nie meer te wonder nie. Een van die ouens wat skryf oor hierdie gedeelte kom in 'n kommentaar en hy skryf die volgende woorde. Hy sê, but these people acted as if the state of affairs were already present. So convinced were they that God could and would fulfill what He has promised. Their faith consisted simply in taking God at His word and directing their lives accordingly. Their faith consisted simply in taking God at His word and directing their lives accordingly. As ons in geloof lewe, beteken dit, ons het hierdie vermoë om God se perspektief te kan sien. Ons het hierdie vermoë om saam met hom te kan wandel. Dis amper hierdie prentjie van 'n God wat kom en hy's op hierdie adventure en soos wat hy op hierdie adventure is ons saam met hom. En soos ons saam met hom op hierdie adventure is, kom ons agter wat is sy perspektief? Wat is sy definisie van ons lewens? En soos ek gesê het, die Hebreërs gaan aan en dan help dit ons om prakties te kyk na hoe hierdie
uitspeel in sekere mense se lewens. Hy noem van die skepping en hy sê, ons kan in geloof sien hoe God alles geskep het. Ons hoef nie te wonder oor hoe alles begin het nie. God het dit begin, want hy het iets van my en jou in gedagte gehad aan die begin. Dan gaan hy aan en hy noem van Abel, wat 'n offer gemaak het uit geloof. En hoe hy dit gesien het, hoe het hy gehoor het wat God vir hom sê, en soos wat hy dit gehoor het, kon hy vir God iets offer, wat uit hierdie openbaring van wie God is, was. Ons hoor van hierdie weird dude, Enoch, hierdie ou, en die Bybel sê, hy het saam met God gewandel, en ewe skielik was hy nie meer nie. Hy het nooit 'n begrafnis gehad nie. Hy het saam met God nog geloop, en soos wat hy saam met God geloop het, het hy in die ewigheid net aangehou loop saam met die Here. Hoe incredible is dit? Dit is die krag van geloof. En soos wat jy hierdie lysie verder lees, in vers 6, stop hy homself. En is amper asof die spreker sê, wow, die skrywer, hy sê, wow, kom ek vertel jou net gewee, hoe belangrik geloof is. En hy sê, but without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is he is a rewarder of those who diligently seek him. Sonder geloof kan jy nie beweeg en kan jy nie sien wat God wil hê jy moet sien nie. Jy kan nie saam met God deur die lewe gaan nie. Dis onmoontlik. En dan ook sien ons hoe hy amper hierdie stelling maak van in geloof, as jy dit doen, moet jy aanhou my soek, moet jy aanhou my toelaat om jou waarheid vol te kom maak. Die lysie gaan aan, Noag, Abraham, Sarah. Elke keer begin die sinnetjie in die geloof, by faith. Nou as ek dink aan vandag se lewe, beteken hierdie twee woorde, by faith, in geloof. Dit beteken jou missie en jou hele perspektief oor jou lewe verander, want jy begin dit te doen vanuit wat God sê, vanuit hoe hy jou gemaak het, geskaap het, om dit te kan doen. En so kan ons getuig van mense wat nou leef, wat in die geloof, deur die geloof lewe. So kan ek jou vertel van hierdie oom, sy naam is oom Karel. Hy is seker een van die grootste mentors in my lewe. Nou die oom was al 6 of 7 jaar terug gediagnoseer met kanker. Maar deur die geloof, hou hy elke dag, staan hy op en hy maak sy tyd vol met mense wat by hom kom sit, sodat hy hulle kan help om hierdie perspektief wat God vir ons het, te kan sien. Alhoewel hy kanker het, raak die kanker nie sy definisie nie. Dit bepaal nie wie hy is nie, en hy laat nie toe dat dit wortel skiet in sy geloof nie. Ek kan jou so 'n storie vertel van hierdie week, waar 'n matriekdogter by haar pa se begrafnis getuig. Haar pa is oorlede aan COVID. En sy staan op die verhoog en sy kom en sy getuig en sy sit neer, maar ek verstaan pa, ek gaan jou mis. Ek verstaan dat ek jou hierdie wonderlike jaar wat ek nou uitgesien het, nie saam met jou kan gaan deur of saam met jou gaan beleef nie, maar ek weet dat daar 'n ewige perspektief is waar jy nou is. 'n Matriekdogter. Ek sien 'n foto op Facebook gister waar hulle nou begin en hoe sy net saam met haar sussie hierdie nuwe jaar embrace. En dit gaan nie maklik wees nie. Daar gaan baie trane wees, maar daar's 'n fondasie wat geloof bied, wat geen mens kan verstaan nie. Geen mens gaan dit vir haar kan gee nie. Dis net God die Vader wat saam met haar daai volheid kan kom wys. En so kan sy in hierdie jaar sien hoe God nog steeds dit kom doen wat hy wil doen. Deur die geloof het haar matriekdogter opgestaan en haar lewe verder embrace en hierdie adventure verder embrace saam met God se teenwoordigheid. Geloof vir ons beteken om te sien en om sy perspektief te ken in jou huidige situasie. Kyk net hoe belangrik is dit, nê?
Want ons baie keer wat gebeur is in ons situasie verloor ons perspektief. En ons verloor eintlik die prentjie van, okay, maar dis waarmee die Here besig is. Geloof kom en hy gee vir ons daai nuwe perspektief. So die lewe, as ek praat oor geloof, dan sien ek al vir lewe as hierdie leerskool van geleenthede. En ek sê weer, dis soos hierdie adventure, jy loop saam met God. En soos wat jy saam met hom loop, sien jy hoe hierdie geleenthede wat voor jou is, lewendig word. En elke geleentheid gee vir jou die opportunity om te groei, om hom meer en meer te vertrou. En dit gaan nie hier oor wat's reg en wat's verkeerd, wat doen jy mooi en wat doen jy nie mooi nie. Dit gaan glad nie daaroor nie, dit gaan oor om vanaf hierdie perspektief wat hy kom gee, om daaraan vas te hou en om toe te laat jou vertroue in hom lê. As jy dink oor hierdie jaar wat voor lê, sien jy die jaar in vrees, met ander woorde, uit jou eie onsekerheid, uit jou eie wanpersepsie, sit jy op die bed en jy kyk na al hierdie belangrike goed om jou en jy sien daai goed nie vir wat God oor dit sê nie, jy sien dit vanaf wat jou perspektief is. En dit gaan vrees losmaak. Of sien jy hierdie jaar en is jy bereid om hierdie jaar te embrace in geloof, God se perspektief? Onthou in Hebreërs 11, al hierdie ouens was soos ek en jy, normale mense. Hulle was onseker, hulle moes challenges oorkom, en nou en dan het hulle net 'n gedagte of 'n woord van die Here gehad, en hulle moes vashou aan daai woord. Hulle het foute gemaak. Ons sien in elkeen van hulle stories, hoe al maak hulle foute, al beleef hulle onsekerheid. Dis nie wat hulle definieer nie. Wat hulle gedefinieer het, was die feit dat hulle God gesoek het en aan sy waarheid vasgehou het. Dis hoekom hulle storie in Hebreërs 11 staan. Hulle het vasgehou aan wat God se perspektief is. Hulle het aangehou soek vir wat hy sê. En soos wat hulle dit gedoen het, het hierdie getuienis gekom van wie God is. Jou lewe is geroep om 'n getuienis te wees van wie God is. C.S. Lewis skryf die volgende, hy sê, faith is the art of holding on to things in spite of your changing moods and circumstances. Faith is the art of holding on to things in spite of your changing moods and circumstances. Dit is so waar. Eendag voel ek, Jesus, die Here is naby en ek is in sy teenwoordigheid. Die volgende dag gebeur daar iets en ek voel, Here, my kar het gebreek, jy's besig om my. Nee. Soos ons die challenges van die lewe beleef, is die geloof die perspektief wat help, laat ons sien en aanhou sien wie God is. En aanhou beleef wat sy perspektief is. My vraag vanaand vir jou is, waaraan hou jy vas? Geloof beteken, jy soek en raak seker van dit wat God sê. En hierdie sekerheid gee vir jou definisie. En ek vir jou nooi in begin Februarie, die 1ste tot die 10de, gaan ons as gemeente saam vas en bid. En ek vir jou nooi om daai geleentheid te gebruik, om juis hierdie geloof sterk te kom maak vir dit wat God sê. So, die laaste gedeelte van vanaand wil ek so 'n bietjie prakties kom raak. So, ons het nou gepraat oor geloof en ons het die konsep van geloof neergesit, maar kom ons praat prakties. Hoe werk dit in my en jou lewe? Nou, Jesus kom in Matteus 7 en hy verduidelik dit so mooi. Hy kom sit neer, maar hierdie is die basis van hoe jy in geloof wandel. En die basis daarvan gaan oor wat God se perspektief is oor jou lewe. Hoor hoe incredible is hierdie. Matteus 7 vers 7 tot 11. Hy sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang, elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir die seun vir 'n klip sal vir sy seun 'n klip gee as hy vir 'n brood vra, of 'n slang as hy vir 'n vis vra? As julle wat sleg is,
dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Hoeveel te meer sal dit wat God se perspektief is, God se hart is, hoeveel meer sal dit nie kom as ons sy perspektief sien en daai perspektief aantrek nie. Jesus kom sê om vrye toegang te hê en jy kan hierdie lewe leef op aarde saam met God. Jy's nooit weer veronderstel om alleen deur die dinge te gaan nie. Om in geloof te lewe, met ander woorde, God se perspektief te vat vir jou huidige situasie. Om geloofswakker te leef beteken jy soek sy opinie. Dit beteken jy laat toe dat sy opinie, sy perspektief, sy antwoord bo enigiets anders die belangrikste rol in jou lewe vervul. En dan hou jy vas aan hierdie opinie. Jy hou vas aan hierdie woord en saam met gemeente lewe en saam met gelowiges leef jy terwyl jy vashou aan hierdie woord, sy koninkryk op aarde uit. Ons vertroue bly in hom. Hy's ons pa, hy's ons leier, hy's ons bron. Hy's die perspektief wat jy nodig het. Dis al wat ons kan aan vashou, is sy waarheid. Nou ek wil afsluit vanaand en ek het hierdie Psalm raak gelees wat ek graag saam met jou wil lees en ek sien net hier hoe die digter in geloof hierdie Psalm skryf. Ek sien hoe hierdie digter dit reg kry om in geloof te kan sien. Dis hoe ek en jy moet lewe. Hoor hoe hierdie digter 'n perspektief optrek in geloof van wie God is. Psalm 145 vers 13, 15 en 18. Dit sê die volgende: Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The eyes of all look to you in hopeful expectation, and you give them their food in due time. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. The Lord is righteous in all of his ways and gracious and kind in all of his works. The Lord is near and to all who call on him, in truth. Dis vir my so beautiful. Hierdie digter, hierdie ou of girl skrywe en hulle is so bewus van wie God is en hulle is so bewus van sy teenwoordigheid, maar hulle het ook definisie, hulle verstaan wie God is, wat sy woord beteken en hulle kan vashou aan hierdie waarheid en soos hulle dit doen, beleef hulle sy hoop, beleef hulle sy genade, beleef hulle sy liefde. Ek vir jou vanaand kom challenge. Hou jy vas in geloof? Is jy besig om in geloof te lewe? En terwyl ek vanaand vir ons bid en afsluit met hierdie gebed, gaan ek spesifiek vra, laat sy teenwoordigheid in jou lewe, laat jy dit nou sal beleef, en laat jy in geloof sien, hoe sy teenwoordigheid daar is, dat jy in geloof sal sien, hoe sy genade, sy liefde jou kom nuut maak, en 'n nuwe en vars openbaring kom gee van wie hy is, want dis wat hy kom sê, dis wat sy waarheid is, dis wat dit beteken om in geloof te lewe. So net daar waar jy is, wil ek jou nooi om jou oë toe te maak. En ek gaan nou vir jou geleentheid skep om net met die Here te connect. So dit is miskien nou stil en is miskien awkward, maar ek wil jou nooi om nou jou hart oop te maak en in geloof die Here en die Heilige Gees se teenwoordigheid te beleef. Vader, dankie net dat ons so bewus is van u teenwoordigheid nou. Dankie dat u elke begeerte ken.
Dankie Vader, laat ons drome, die dinge om ons wat vir ons belangrik is, dat U daai goed ken, maar dat U daai goed nou kan kom in die waarheid omvou. Dat U daai goed kan omvou met wie U is. Laat daai goed wat ons beleef as vrese en as challenges en as onsekerheid, laat U nou 'n nuwe perspektief kom gee. Dankie Vader, laat daar niks in die lewe belangriker is as ons wat saam met U groei in geloof. Laat ons saam met U kan en al hoe meer ons vertroue in U kan sit. En ek kom bid nou, Here, vir elke persoon wat beleef, maar hulle het iets gedoen wat hulle disqualify. Dankie dat hulle nou sal beleef, dis nie waar nie. Maar dat hulle ook sal beleef hoe U genade nou kom inspoel en hulle harte kom heel maak. Dankie ook, Here, dat ek kan kom bid vir elke persoon wat challenges het, maar ook wat geïntimideerd is en onseker is en op hulle bed sit en as hulle kyk na hulle lewe, sien hulle net donkerte. Dankie dat U die lig nou kom aansit. In die naam van Jesus bid ons vir daai situasie om nou te verander en laat daai mense sal sien, maar U's daar. En omdat U daar is, Here, beleef hulle nou U liefde. Dankie dat ons dit in geloof kan kom verklaar, want dis waaraan ons vashou. U is ons bron, U is ons pa, U is ons leier. En ons kom kies vanaand om ons hoop in U te kom sit. Ons bid dit, Here, in U naam alleen. Amen. Dankie Henning en prys die Here dat ons geloofswakker kan lewe. Ons begin volgende week met ons nuwe reeks Exhibit His Glory, waar ons gaan kyk na die feit dat die Here ons gemaak het om sy heerlikheid uit te straal aan ons gemeente, gemeenskap en hierdie stad. Mag ons elkeen bewus wees van sy heerlikheid in ons lewe. As jy nuut is by ons en dalk bekend raak met ons vir die heel eerste keer vanaand, wil ons jou vra om met ons te gesels, sodat jy meer inligting kan kry oor ons gemeente. Skakel ons per e-pos by fg@doxadeo.org. Nou daar is nog 'n hele klomp en baie groei geleenthede en bedieningsgeleenthede wat meestal online gebeur. Nou jy kan meer inligting kry by ons website of per Facebook waar jy kan meer leer oor hierdie geleenthede. Dan hier is 'n paar slides wat gaan volg wat meer inligting gee oor van hierdie geleenthede. So maak seker dat jy daarna kyk en 'n dagboek. Hê 'n lekker week, dan sien ons mekaar weer volgende week, selfde tyd en selfde plek. Totsiens.